dat ons emosioneel en intentioneel kan voorberei op die woordverkondiging. Ons gaan staan vir die toetrede lied, fotum en seëngroep en lied. Die toetrede lied is Psalm 168, stroofes 1 tot 3. En die lied wat ons na die fotum en seën sing is Vlam 57, die bekende oorwinningslied. Kom ons staan. Liefhet. Amen.
In die preek wil ek vanmôre fokus op die wil van God, of die 10 gebooie, of nog anders gesê, die wet van God. Of as ons 'n deftige Griekse woord daarvoor wil gebruik, die dekaloog. Ek onthou uit die ou dae toe ek nog daar saam met in die banke as 'n kind gesit het, dat die ouderlinge Sondag om die beurt Eksodus 20 vers 1 tot 17 of Deuteronomium 5 vers 6 tot 21 voorgelees het. Dit is ook dikwels afgewissel, veral toe ons nog aandedienste gehad het, met die opsomming van die wet, soos opgeteken in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Ek is seker, jy onthou dit baie goed. Die bekendste weergawe van die wet van die Here kry ons egter in Eksodus 20 vers 1 tot 17. En ons gaan vandag dit lees uit die 1983 vertaling van die Bybel. Sommige net so terloops, net vir die van ons wat nog die ou Afrikaanse vertaling geken het, die foto vanmôre het jy gehoor, sy woordeskat was so 'n bietjie anders. Dit het uit die 1933 vertaling gekom. In die oorspronklike Hebreëse weergawe van die Bybel vorm die eerste woorde van 'n boek die naam van daardie boek. So die eerste woorde wat die boek begin, dit is die naam van daardie Ou Testamentiese boek. En die tweede boek van die Ou Testament, wat ons nou as Eksodus ken, begin, en dit is die name. En daarom is die oorspronklike naam van hierdie tweede boek van die Ou Testament, en dit is die name. Dis die oorspronklike naam. In Hebreëus, We Shabbat, is die naam van die boek wat ons as Eksodus ken. Eksodus, die naam Eksodus, is die Griekse of die Latynse naam. Met ander woorde, vertalings van die Ou Testament wat latere jare eers gekom het in Grieks of in Latyn, en hulle het dit toe Eksodus genoem, hierdie tweede boek. En die naam Eksodus beteken letterlik uittog, omdat dit gaan in wese oor die uittog. Die volk Israel was in slawerny daar in Egipte vasgevang. En vir jare en jare die volk Israel daar in slawerny in Egipte gebid dat die Here hulle tog moet red en verlos van die slawerny en die juk wat die Farao met sy bouprojekte op hulle geplaas het. En dan verlos die Here hulle van hierdie slawejuk
op 'n wonderbaarlike wyse. Jakob met sy nageslag trek dan onder leiding van Moses en sy broer Aaron uit Egipte uit. Vroeger is daar algemeen aanvaar dat Moses hierdie boek geskryf het. Ons besef egter al meer dat hierdie boek nie op een slag deur een persoon alleen geskryf is. En aanvaar ons dat daar oor jare aan die inhoud van hierdie boek bygewerk en geskryf is, en dat die finale Exodus soos ons dit ken, waarskynlik opgestel is deur 'n klomp priesters, wat daar in die ballingskap gesit het en deur hierdie boek gewerk het en hom finaal opgestel het. In die jare 587 tot 539 voor Christus. Dit is 'n baie ou boek waarin ons vanmôre lees. Die Here het sy volk se hulpgeroep gehoor en het begin met 'n plan om sy volk van hierdie magtige farao te red. En ons almal ken die geskiedenis van die 10 plaae, die dinge wat die Here gebruik het om die farao wat so 'n harde kop was, sy kop te swaai. Ons ken die geskiedenis toe die volk daar droogvoets deur die see gegaan het en farao en sy manne wat hulle gevolg het, almal in die see verdrink het. En dan kom ons uiteindelik hier op die tog deur die woestyn by die berg Sinai. By die berg Sinai het die volk al 'n bietjie weer weggedwaal van God. Dit was nodig om die volk bymekaar te maak en van vooraf 'n verbond, 'n ooreenkoms tussen God en die volk op te stel. Die volk wat vergeet het wie dit is wat hulle uit Egipte gelei het. Die volk wat vergeet het wie dit is wat elke dag hulle in die woestyn gesorg het. Die volk wat begin vergeet het wie die ware en almagtige God is. Interessant, dat daar mense is wat gedink het dat die 10 gebooie daar by Sinai, toe God het op die kliptafels vir Moses gegee het, die eerste keer tot die volk gekom het, en dis nie waar. As 'n mens mooi die boek Genesis, wat begin beteken, die eerste deel van die geskiedenis lees, sal 'n mens al 10 hierdie gebooie iewers in Genesis kry. Dit was reeds 'n manier waarop die volk Israel behoort teenoor God en teenoor mekaar te geleef het. Al 10 hierdie is reeds in die volk teenwoordig. Al 10 hierdie wette was reeds op hulle hart geskryf. Al 10 hierdie wette was reeds tussen hulle en God opgestel, maar hulle het dit begin vergeet, weggedryf. En daarom hier by Sinai 'n hernuwing daar. En die kliptafels as simbool dat God dit daarop skryf, dat dit fisies daar voor hulle oë is. 'n Amptelike ooreenkoms met 2 groot kliptafels. En vanmôre, meer as 2.500 jaar later, lees ek vir ons wat het God op daardie kliptafels vir die volk Israel geskryf. Exodus 20 vers 1 tot 17. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Wat het op daai kliptafel staan? Natuurlik in Hebreëus, in Afrikaans klink dit so. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, hy's onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God.
dan mag jy geen werk doen, nie jy of jou seun, of jou dogter, of die man of die vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, en see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here dit as gedeelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder. Dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, mag nie egbreek pleeg nie, mag nie steel nie, mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of 'n slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort. Ek het 'n bietjie die voorreg wat ons het om vandag dit te lees in ons eie taal, 2.500 plus jaar later, wat die Here self op die kliptafels aangebring. Die 10 gebooie, of dan nou die Dekaloog, wat God aan Moses op die berg Sinaï gegee het, is egter veel meer as net 'n lys reëls vir die volk Israel van daardie tyd. Dit gaan oor veel meer as net jy mag dit nie doen nie en jy mag dat nie doen nie. Ons moet onthou en in ag neem dat hierdie gebooie in 'n bepaalde konteks aan die volk Israel gegee is. Bepaalde tyd, bepaalde omstandighede. Dis bedoel as 'n raamwerk vir 'n lewe van gehoorsaamheid aan God. Die 10 gebooie is bedoel as 'n raamwerk waarbinne 'n mens in toewyding aan God kan lewe en teenoor jou naaste op 'n manier kan optree soos God dit wil hê. En ons kan dit nie vergeet. Alhoewel hierdie gebooie duisende jare gelede aan die volk Israel gegee is dit steeds van diepgaande waarde en steeds van toepassing op my en jou lewe vandag. Daardie raamwerk waarbinne ons moet leef. Miskien nie meer so letterlik nie, maar die raamwerk waarbinne ons verhouding met God uitspeel en ons verhouding met die mense rondom ons uitspeel is baie belangrik. Die wet bestaan uit 10 gebooie. Daarom sal dit bekend as die 10 gebooie, of dan die woord dekaloog, want deka beteken 10. So dit is 10 loog is woorde, 10 woorde, 10 wette, dekaloog. Die eerste 4 gebooie vorm same eenheid en die volgende 6 gebooie vorm saam 'n eenheid. In die eerste 4 gebooie kry ons die raamwerk waarbinne ons leer dat ons in gehoorsaamheid en in diepe afhanklikheid teenoor die almagtige God moet leef. Die volgende 6 gebooie leer ons om 'n goeie verhouding te hê met die mense rondom ons. Wat is dit wat ons alles kan doen sodat ons die verhouding tussen ons en ander mense nie vernietig nie? Kom ons lees daar die eerste 4 gebooie. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie 'n afbeelding van God maak nie. Jy mag nie God se naam uiterlik gebruik nie. En jy moet die Saterdag heilig hou. Ek wil net sê, ons gaan nie daarop ingaan nie. Die Saterdag is nie vandag nie. Vandag is Sondag. Die Saterdag was die 7de dag van die week, vandag is die eerste dag van die week. Die Saterdag is Saterdag. Die dag en die vroeë Christene het hierdie Saterdag geskuif van die 7de dag na die eerste dag toe, want Jesus het op die eerste dag van die week op die Sondag opgestaan en ons wil graag met elke Sondag wat ons stil word voor die Here sy opstanding vier.
Daarom het ons dit geskryf, dit net vir interessant. Maar jy hoor dat die eerste 4 wette gaan daaroor hoe ons verhouding met God moet werk. Hy is God. Hy is die enigste God. Daar kan vir ons geen ander God wees as hierdie God. En die tweede deel gaan oor die liefde wat ons aan ons naaste verskuldig is. Hoor, eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie leuns vertel nie. Jy mag nie begeer nie. Ons kan duidelik hoor, as alle mense volgens hierdie gebooie teenoor mekaar sal leef, daar nie iets sal wees soos haat tussen mekaar, of woede vir mekaar, of jaloesie nie. As ons hierdie gebooie se nakom, sou daar nie oorlog gewees het nie. Het sou daar ook nie konflik tussen mense gewees het nie. Die eerste 4 gebooie fokus op ons verhouding met God. Ons word opgeroep om geen ander gode te hê nie, om nie afgode te maak nie, om sy naam met eerbied te gebruik en om te rus. Ons kan nou maklik sê, ons dien nie meer afgode. Nie een van ons het 'n standbeeld iewers voor wie ons gaan kniel en aanbid. Nie een van ons slag 'n bees of 'n kalf en gaan offer dit vir een of ander afgod. Want sal ons sê, ons aanbid nie die farao van daardie tyd, ons aanbid nie Zeus of Apollos of Artemis nie, of enige ander deel. En toe lees ek onlangs 'n boek van N.T. Wright met die titel Spiritual and Religious, The Gospel in an Age of Paganism. Met ander woorde, hy skryf dat ons het eintlik ons eie afgode vir ons eie tyd. Ons dien nie miskien meer die afgode van daardie tyd nie, maar ons het ons eie afgode. Ons het ons eie dinge wat vir ons belangriker geword het, waarom ons meer tyd en geld spandeer as aan God en God se saak. En hy gee ook name vanuit die ou tyd. En ek kan 'n paar van dit, daar is meer. Natuurlik is daar meer en elkeen kan iets anders gewees, maar ek wil 'n paar wat baie sterk in ons tyd is. Hy begin in sy beskrywing van sy boek en sê, die God wat nou die sterkste in die wêreld aanbid word, is die God Mars. En Mars is die God van oorlog. Ja, en nou weet ons, hy is nie verkeerd nie. Maar kyk na al die oorloë wat rondom ons voed. Die oorloë tussen families, die oorloë in woongebiede in ons land, in Afrika en die wêreld. Skakel jy maar net die televisie aan, dan sien jy hoe 'n drone bomme in een of ander skool of hospitaal of een of ander plek inskiet, asof dit 'n speletjie is. Die getalle hoor ons nie eers meer van hoeveel vrouens en kinders sterf. 'n Duidelike bewys sê dat die tyd waarin ons leef, is die mensdom gefascineer en aanbid hulle die afgod Mars, die oorlog God. Ek hoor hoe praat mense wat belangrike leiers is op die televisie en regverdig hulle aanbidding van oorlog teenoor ander mense. En nog een wat ons baie goed ken, die aanhangers van die afgod Mammon, die God van alles doen vir meer geld, selfs al moet ek lieg en bedrieg en korrup wees, net om meer geld te hê. Dink hier aan die miljoene mense, die miljoene geld, honger, monster mense, wat in hierdie wêreld van ons leef, aanhangers van 'n eie tydse afgod Mammon. Nog 'n bekende afgod van ons tyd is Afrodite, die godin van seksuele misbruik in al sy vorms.
Dink hoeveel keer moet ons op die televisie, op die nuus lees en hoor van seksuele geweld teen vrouens en kinders. Mense wat kinders, vrouens en ander mense uitbuit vir seksuele misbruik, omdat hulle aanhangers is van die afgod Afrodite. Net 3 wat ons nie besef eintlik hierdie wêreld se godsdienst oorgeneem het. Daar is nêrens op enige sensusvorm 'n plek waar iemand kan aandui of hy een van hierdie 3 gode aanbid of nie. Maar ons kan dit sien. Ons kan dit ervaar. Ons kan dit beleef in die wêreld waarin ons is. En ook ons, ek en jy, moet versigtig wees. Ons nie een van ons gaan openlik kies om een van daardie afgode te dien. Maar ons kan verlei word om stukkie vir stukkie, hapie vir hapie, in hierdie afgode diens ingetrek te word. Ons kan ook nog soveel ander afgode van ons tyd opnoem. Dinge wat ons aandag, ons onverdeelde aandag aan die drie-enige God weglei. Dinge wat ons geld en ons tyd opeet weg van God. Jy mag geen ander God hê. Of jy dit nou vir jou afbeelding maak, standbeeld, en of jy net geld daarin wil hê. Nou werk ons nog met daardie sosiale media skerms van ons, al die logos en al die video's en al die goed wat ons daar kan deel sonder dat ons besef. Dinge waarvan ons sosiale media profiele soms van oorloop. Hier is iemand wat die afgod vir oorlog aanbid. In die volgende oomblik is daar 10 lidmate van die kerk wat duimpies wys, dis reg. Daarom eis God volkome trou van sy kinders, want hy weet dat afgoderry, selfs in die moderne vorme soos geld, mag of status, die mensdom vernietig. In 'n wêreld waar mense dikwels hulle identiteit gaan soek, omdat hulle dit verloor het, is dit nodig om terug te keer na fokus op die almagtige God en dit alleen. Dit is ware lewe, dis ware vrede, nie wat die wêreld voorskryf. Ons kan nie eers vanmôre volledig praat oor die eerbiedige gebruik van God se naam, oor respek vir God, oor hy is God en ek is 'n mens. Ons is nie op dieselfde vlak. Ek kan nie met of van God praat asof ons gelyk is. Die Sabbatsgebod is vandag steeds relevant in die sin dat God ons leer dat daar 'n ritme van rus en herfokus moet wees. Geen mens is deur God geskape om sonder rus, sonder stilte, sonder om die pas te markeer te kan funksioneer. God het hierdie ritme reeds vir ons daar gestel toe hy die skepingsverhaal vir ons gegee het. 6 dae is daar gewerk en toe is daar gerus. Want anders sal die skepping en die mens van die skepping hom of haarself verwoes. God weet, as die mens nie rus vind in God nie, sal die mens in sy gejaagdheid wegdwaal en afdwaal van sy roeping. Daarom moet daar by ons 'n ritme wees. Daarom moet ons daai afgod van hart of te hard werk ook aanspreek. Professor Stefan Jouberg sê nou die dag, hy sê dit met reg, dat uitputting en uitbranding is nie goeie dade nie. Het is nie nodig om 'n goeie Christen te wees, gelowig te wees. Die laaste 6 gebooie
handel oor ons verhouding met mense. Eer jou ouers, moenie moord pleeg nie, moenie egbreek pleeg nie, moenie steel nie, moenie vals getuig nie, moenie lieg nie, moenie begeer. Daar's nie 'n rangorde nie, die een is nie belangriker as die ander een nie, hulle is almal dieselfde. Ons gaan maak sommiges belangriker as ander. Ons wys graag vinger na mense oor egbreek, maar ons vergeet daar staan ons mag nie lieg nie. Mag nie jok nie. Mag nie die waarheid skeef vertel nie. Want dit verwoes die verhouding tussen mense. Hierdie gebooie bevorder gemeenskapslewe. Dit bevorder gesonde verhoudings. In 'n tyd en in 'n wêreld waar gesinsverbande soms verswak en verwoes is, roep hierdie gebooie ons op 'n bepaalde manier weer te leef. Die verbod op moord en egbreek wys op die heiligheid van die lewe wat God geskep het. Hierdie beginsel beskerm die waardigheid van elke mens en die heiligheid byvoorbeeld van die huwelik. Iets wat in die moderne kultuur dikwels ondermyn word. Om nie te steel of nie te lieg nie, is nie net 'n morele plig nie. Dit help verhoudings. Dit bou gesonde verhoudings. Vandag sien ons hoe korrupsie, hoe bedrog en selfs subtiele vorme van onreg die totale mensdom verskeur. Die 10de gebod, wat fokus op jy mag nie begeer nie, was die eintlike rede waaroor ek hierdie preek begin skryf. Ek het dit in my gedagtes gehad, en ek het gaan sit in my studeerkamer en ek het begin werk, en toe hierdie dekaloog, toe hierdie wet van die Here met my begin werk. En daarom het die preek heeltemal anders uitgedraai, as wat ek beplan het. Oor begeer wou, en dit net in kort sê, begeer beteken nie, so daai het jy dan 'n mooi paadjie aan. Daai persoon ry dan 'n pragtige kar. Begeer is wanneer jy bose planne maak, wanneer jy begin lieg, wanneer jy steel, om iets wat nie joune is in die hande te kry. Begeer is nie die erkenning dat iets anders mooi is, of selfs dat ek dit ook sou wil hê. Sommige mag vra, is die 10 gebooie nie net 'n ou wettiese stelsel wat deur Christus vervul is nie, want die Bybel sê die wet is deur Christus vervul. Ja, daar is 'n ja, maar is nie vervang nie. Jesus het dit wat stikkend geraak het tussen God en mens. Jesus het dit wat stikkend geraak het tussen mense met die kruisdood en die opstanding en die oorwinning kom heel maak. Want hy het ons 'n tweede kans en 'n derde kans deur sy vergifnis te gee. Dis wat die nuut maak beteken. Nie vervang nie, nuut maak. God maak dit wat ons nie kon regkry gesond deur vergifnis, sodat ons weer kan probeer en oor kan probeer. Jesus self, toe hy op aarde was in Matteus 22, het gesê jy moet die Here jou God lief hê, hoor jy, met jou hele hart, nie met 'n halwe hart. Met jou hele hart, die God lief. As jy God met jou hele hart lief het, dan gaan jy minder verskonings maak. Ons het oor jare al verskonings gemaak oor om nie voluit vir God lief te wees en God se wil in ons lewe uit te leef nie. Soveel jare doen ons dit al dat ons dit self begin glo. Met jou hele hart moet jy lief. Met jou hele verstand. Met al jou krag. Nie dit wat oor is nie. As jy gedoen het wat jy wil doen. God lief. En jy moet jou naaste, en jou naaste is almal wat hier op jou pad staan. Soos jouself lief. 10 gebooie is dus nie verouderd of uitgedien. Hulle roep ons steeds op
om binne 'n bepaalde raamwerk te lewe. En help ons om te leef tot eer van God, ja, en tot voordeel van ander mense. Dit klink al plaasvind in die wêreld. Want hierdie wêreld wil vir ons leer, jy leef, daar's ander mense sodat hulle tot voordeel van jou moet leef. Dis nie wat die Here ons leer. Die leef altyd tot voordeel van ander mense. Meer nog, hulle herinner ons aan behoefte, aan ons behoefte aan genade. Want ek weet nie van u, maar as ek deur hierdie 10 gebooie lees, voel ek skaam. Ek besef, ek skiet tekort. Ek besef, ek alles oortree die wil van die Here. Ek besef, ek kom dit nie altyd goed en reg na nie. En dan onthou ek, in my besef van die wet van die Here, dat God 'n genadige God is. Wat my vergeef, wat my skoon was, wat my nuut maak, wat vir my ewigheid gee. Daarom het Jesus gekom. Daarom het hy die wet vervul, om ons te red. Maar ons geredde mens behoort hierdie wil van die Here te doen nie, sodat ons gered kan word, maar omdat ons gered is. Omdat ek weet die Here het my verlos, lieg ek nie vir ander mense. Omdat ek weet die Here het my die ewige lewe gegee, bedrieg ek niemand anders, steel ek niemand anders se eie nie. Vir vandag wil ek hiermee volstaan. Ek moet erken dat ek hierdie preek met 'n heel ander gedagte geskryf. Ek wou meer fokus, maar God het my op 'n ander pad gelei. Saam met elkeen van julle het hierdie preek my in die week en vanmôre op 'n geestelike reis deur my eie lewe geneem. Mag ek verstaan dat hierdie wet steeds vandag die raamwerk is vir my verhouding met God en my naaste. Ek sluit af met 'n aanhaling van Jakobus. Jakobus 1 vers 14 tot 17. En hierdie aanhaling lees ek vir ons uit die 2022 vertaling. Mense word op die proef gestel deur hulle eie slegte begeertes wat hulle wil verlei en van die regte pad af wil weglok. Sulke slegte begeertes is soos 'n vrou wat swanger word en geboorte gee aan sonde. Die sonde word net meer en groter en gee uiteindelik geboorte aan die dood. My liewe medegelowiges, moenie julle laat mislei die regte pad byste raak. Amen. Ons gebed vanmôre is ook ons geloofsbelijdenis. Kom ons bid saam. Here God, almagtig, alomteenwoordig, drie-enig, ons aanbid U as ons God, as ons enigste God. Ons aanbid U met die wete dat ons, wat die kinders is, van U genade en verlossing afhanklik is. Want in onsself skiet ons tekort. En onsself dink ons dikwels eerder aan onsself as U of ons naaste. Ons bid U as God die Vader, wat ons geskep, wat die aarde en alles wat daarop is geskep, dit onderhou. Ons aanbid U as Jesus Christus ons verlosser. Wanneer ons U dan aanbid, sien ons die prentjies in ons geestesoog waar U aan die kruis vir ons sonde gehang het, waar U in die graf neergelê is, waar hy opgestaan. Ons aanbid U, omdat U ook met die opstanding gesê het dat dit nou moontlik is vir ons om in die ewige dood op te staan, omdat U dit vir ons gee. Ons aanbid U,
Omdat U ons op hierdie aarde na die hemelvaart nie alleen gelos het. Omdat U as die Heilige Gees tussen die kandelare, tussen die lidmate van die kerk beweeg. Dat U vanmôre hier is. En nou gaan dit met my swaar en moeilik in hierdie wêreld waar ons soms moet veg om te leef en te oorleef. Ons weet in ons moeilikheid, in ons uitdaging, in ons beproef is U teenwoordig. Drie-enige God. Ons verstand is te klein. Ons vermoë om oor U te praat is te min. Maar ons bely U groot en almagtig. Amen. Kom ons sing saam uit Psalm 528, stroofs 1 tot 3, Here leer my U wil.